As jy jou Bybel vanmôre saamgebring het, is jy welkom om oop te maak by 1 Petrus 1. As jy 'n besoeker is vanmôre hier, wil ons jou ook sê baie welkom. Mag julle ook waarlik die woord vanmôre hoor en die Heilige Gees ervaar, wanneer ons ook stil raak en besig raak met die woord. 1 Petrus 1. Onthou julle waarheid het ons laasweek gelees? 1 Petrus 1. Gaan julle opstaan en loop as ek presies dieselfde preek gaan gee as laasweek? Gaan dan nie. Opstaan dan nie, Letty. O. Weereens, jy kan jou Bybel oophou. Ons gaan so deur die preek, gaan ons by hom stil staan. Ons gaan dalk nog so bietjie terugblaai na vroeër in 1 Petrus, by dit wat ons laasweek ook stil gestaan het. So, hou die Bybel net oop daar by 1 Petrus 1. Kom ons maak ons oë toe. Dankie Here vir die voorreg wat ons het om 'n Bybel te kan hê, in die kerk te kan sit, te kan weet, hier is nie net sommer die een of ander geestelike klap waaron ons behoort nie, Here. Dankie dat ons kan weet, Vader, dat hier in hierdie gebou is die Heilige Gees vanmôre. Die Heilige Gees is hier om ons te kom verander, om ons te kom vernuwe. Die Heilige Gees is hier om ook nie net ons gedagtes te kom vernuwe nie, maar ook ons harte te kom vernuwe. Vader, dit is die gebed, Here, laat die Heilige Gees vanmôre die woorde wat gepraat word eenvoudig sal maak, verstaanbaar sal maak, Here, en dat dit net oor U sal gaan en U alleen. Dankie dat ons dit vir U mag vra, o Heer. Amen. Nou, ek voel vandag 'n bietjie vrygewig. Ek is lus om geld weg te gee. Nie sodat julle beter moet luister nie, maar dat julle iets beter kan verstaan. So, wie van julle wil 'n R10 hê? Steek op julle hande. Wie van julle wil 'n R10 hê? Steek op julle hande. Assai, nee. Is dit interessant? Hou gou julle hande bo, die almal wat julle hande opgehad het. Hou gou julle hande bo weer. Vriende, kyk gou rond. Sien julle dit? Nee. Party van ons wil regtig die R10 hê. Party van ons is te skaam om ons hande op te steek. En ander van ons dink R10, regtig Dominee Pieter. As dit R100 was, het ons dalk iets anderster gesien, hè. Maar R10, regtig? Nou maats, ek wil vir julle vandag kom sê dat ons het iets belangriker. Ons het iets wat meer werd is. Iemand het vir ons gekom en vir ons iets gegee wat meer as R10 is. Wat baie meer werd is as R10. Die Bybel sê vir ons, Jesus het gekom en hy het vir ons iets betaal. Hy het 'n prys vir ons betaal. Jesus het gekom en hy het vir ons kom loskoop. Hy het vir ons kom losmaak en hy het ons kom vergewe vir ons sondes. En weet julle wat het dit gekos? Dit het baie meer gekos as net hierdie R10 wat ek vandag hier by my het. As net hierdie R10 wat ek in my hand het. Nou kom ek wys gou vir julle iets. As ek hierdie R10 vat en ek gee dit vir iemand, kan een van twee goed gebeur met hierdie R10. Of daai persoon kan hierdie R10 vat in sy sak sit en sê baie dankie vir my R10, of jy kan daai R10 vat wat ek vir jou gegee het, en jy kan dalk daai R10 gaan deel met iemand anders. En dis presies hoe dit werk met God se liefde. Nou as ons dink aan God se liefde, dan dink ons aan iets wat ons kry. God kom en hy kom gee iets vir ons. Maar omdat God vir ons so lief is, en omdat God vir ons so baie gee, kan ons nie anders as om dit te deel nie. Nou dis maklik om te gaan en vir iemand te sê, hier is vir jou 'n stukkie van die R10 en hier is vir jou 'n stukkie van die R10, nee. Nou hoe kan ons God se liefde deel? Hoe dink julle kan ons God se liefde deel? Maats, wat kan ons doen om God se liefde te deel met mekaar? Enigiemand kan iets sê.
Sê weer? Ja, vertel van God. Ons kan God se liefde gaan deel deur iets anderster. Deur fisies daar te wees vir iemand wat hartseer is. Deur iemand 'n drukkie te kan gee. Deur na iemand toe te kan gaan en te kan sê, is daar nie iets waarmee ek jou kan help nie. Ons kan God se liefde deel deur iets vir iemand te gee wat hulle nie het nie. Dalk 'n broodjie. Of om vir ons maatjies te sê, vir die maatjie wat dalk een kan sit en te sê, kom speel vandag saam met my. Nou hier is iets wat Wysneus vir my geleer het in hierdie week. Hy het vir my gesê, al het jy net iets so min soos 'n R10, of al voel dit vir jou, jy het net so 'n bietjie van God se liefde binne in jou. As jy daai liefde gaan vat, en jy gaan dit deel met iemand anderster, gaan daai bietjie baie word. Daai klein bietjie gaan 'n groot verskil maak. So hier is die groot vraag vir vandag. Wat gaan jy maak met hierdie geskenk wat God vir jou gegee het? Gaan jy dit vat en dit net vir jouself hou? Of gaan jy hierdie groot geskenk wat God vandag vir jou gee, kom vat en dit ook uitdeel aan ander mense? Nou daar was eendag 'n dominee gewees. En dit het amper dieselfde gelyk, soos wat dit vanmôre hier gelyk het. Daar was eendag 'n dominee gewees wat ook vrygewig wou wees. En hy het ook gegaan, en hy het die oggend gaan en 'n R10 uitgehaal, en hom gehou en gesê, wie wil hierdie R10 hê? Niemand het daardie Sondag in daardie kerk hulle hand opgesteek nie. Niemand wou die R10 hê nie. Die dominee is 'n bietjie half in die gesig gevat, so hy besluit toe die volgende Sondag gaan hy presies dieselfde weer doen. Die volgende Sondag haal hy die R10 uit sy sak uit, hy hou hom in die lug op en hy sê, wie wil hierdie R10 hê? En daar is toe, hy sê hy kan sien, daar is iemand wat wil opstaan, maar dan gaan sit hulle eerder. En dan is daar 'n tiener wat so 'n bietjie rondskuif, maar nie eintlik weet wat om te doen nie. En dan sê hy, het hy duidelik gesien hoe daar 'n ma 'n 5-jarige se hand so afgeruk het en daai kind net so vasgehou het, dat daai kind nie vorentoe kan loop nie. Nou julle moet nou onthou, hierdie was die dae gewees waar die mense nog bietjie skaam was in die kerk, waar hulle dalk bang was om iets te sê in die kerk of 'n hand op te steek. Hulle was bang gewees vir die dominee, hulle was bang gewees vir die kerkraad. En hier staan die dominee en hy gaan dink na die tyd, maar wat gaan aan? Hoekom wil niemand my R10 hê nie? Ek wil hierdie R10 vir iemand gee, maar niemand wil dit hê nie. En die dominee besef toe, maar dalk is hulle te skaam. Dalk is hulle te skaam om hulle hand op te steek of vorentoe te kom, of dalk is hulle bang as hulle wel hier voorkom staan, gaan die dominee vir hulle 'n vraag vra, en dan gaan hulle nie die vraag kan antwoord nie, en dan gaan hulle dom lyk, en hulle wil nie dom lyk voor die hele kerk nie. En die dominee het ook gesit en dink, maar dalk dink die mense hierdie is net R10. En R10 is in elk geval niks werd nie, so wat gaan ons kan maak met R10? Die derde Sondag gaan die dominee nou alweer die R10 uit sy sak uit, en hy steek hom in die lug, en hy sê, is daar iemand wat hierdie R10 wil hê? En nog voor hy klaar kon praat, spring daar 'n vrou op, en sy hardloop vorentoe, sy sê, ek soek hom asseblief. Die dominee gee toe vir haar die R10, en daar gaan sy. In die week kry hy haar in die winkel, en hy vra toe vir haar, is jy nou lekker besig om daai R10 te spandeer wat ek vir jou gegee het? Sy lag, sy sê, nee, ek het hom nie meer nie. Hy sê, het jy hom al klaar spandeer? Sy lag, sy sê, nee man, ek het hom gevat en toe ek gaan sit, toe is daar 'n seentjie wat langs my sit, en hierdie seentjie vra toe vir my, of ek nie vir hom hierdie R10 wil gee nie. So toe gee ek vir dit vir hom. Terwyl ek hierdie storie vertel, het dit my laat wonder. Vriende, hoekom kies mense om die geskenk van God se genade, sy vergifnis en sy belofte van ewige lewe nie te aanvaar nie? Hoekom kies mense dit om dit nie te doen nie? Nou dis iets wat ek nie verstaan nie. Ek begryp dit nie. Ja, en ek weet, daar is duisende mense daar buite wat die uitnodiging gekry het, maar wat nog nie die uitnodiging aanvaar het nie. Daar's duisende mense daar buite wat al gehoor het van Jesus en dit wat Jesus vir ons doen, maar hulle wil net eenvoudig net nie die uitnodiging aanvaar nie. Hoekom nie, wonder ek? Kan dit wees omdat hulle dalk dink, as ek dit gaan doen, gaan die mense my een kant toe skuif? As ek nou 'n volger word van Jesus, gaan mense my spot? Dalk is hulle te bang om dit te doen. Dalk is dit die rede. Dalk is die rede dat hulle is te skaam om dit in die openbaar te sê. Van die ander kant is daar seker mense wat glo, maar
Ek het nie verlossing nodig nie. En dan kry 'n mens iemand soos daardie vrou, wat reguit vorentoe hardloop, sonder om skaam te wees, en te sê, ek soek dit. En wanneer sy dit kry, is sy gemaklik om dit dan weer te gaan deel. Vriende, omdat sy ten volle ontvang het, kan sy ook weer ten volle gaan gee. Nou ek dink Petrus sou verskriklik baie gehou het van hierdie storie, waarmee ek begin het. Want Petrus wil dieselfde vir ons kom sê. Omdat ons ontvang het, kan ons ook gee. 1 Petrus 1, vanaf vers 18. Ons gaan lees vers 18 tot 23, en dan blaai ons net oor na 1 Petrus 2 toe, en dan gaan ons daar lees vers 1 tot 3. Vers 18. Julle weet tog, dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinnelose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem, maar terwille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur hom glo julle in God wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. En daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het, om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en die ewige woord van God. En dan gaan ons aan na 1 Petrus 2, vers 1. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huichelarry, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. So toe Paulus hierdie geskryf het, het hy dit geskryf aan mense wat wyd versprei was oor die moderne Turkye, soos wat ons dit vandag ken. En dit het ons laasweek gehoor. Ons het laasweek gehoor, hierdie mense was hier gewees, hulle het nie thuis gevoel in hierdie plek waar hulle is nie, hulle het nie gevoel hulle hoort hierson nie, hulle het uit plek uitgevoel, en hier kom Petrus en hy kom skryf dit aan hulle. Nou partykeere voel ons ook uit plek uit, dit het ons laasweek vir mekaar gesê. Nou ons is nie almal so wyd verspreid oor die hele Turkye nie, nee, maar partykeere voel ons geloof vir ons so verspreid. Nou volgens Petrus is daar nie net R10 vir ons gegee nie. Ons het iets gekry wat meer werd is as dit. Ons het verlossing ontvang deur die bloed van Jesus Christus. So, omdat ons hierdie verlossing ontvang het, moet ons nou seker so gaan leef. Omdat ons hierdie gekry het, moet ons so gaan leef. En hierdie is 'n baie sterk punt wat Petrus hier maak. Hy sê, dit wat jy glo, bepaal hoe jy optree. Die manier wat jy glo, is die manier wat jy gaan uitleef. As jy jou gedrag en jou optrede wil verander, gaan terug na dit toe wat jy glo. Begin daar by geloof. So as jy jou manier van leef wil verander, gaan terug na jou geloof toe. En hier is 'n baie sterk punt hier in Petrus se brief. Nou wat is dit wat ons glo? Hier is dit wat ons glo. Vers 19. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus. Reeds voor die skepping van die wêreld af is hy hiervoor bestem. Is Jesus gekies. Deur hom glo julle in God wat hom uit die dood opgewek het en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Dit is wat ons glo. Dit is waaraan ons elke dag vashou. So as ons hieraan vashou en dit toelaat om deur ons te beweeg, om in ons te werk, gebeur daar iets. Ons begin so te leef. Nou hoe verander hierdie goed ons lewe? Omdat ons ontvang het, kan ons mekaar opreg lief hê.
So wat sê dit vir ons? Dit sê, raak ontslaaf van al daai jaloesie, raak ontslaaf van die huigelary, raak ontslaaf van die pratery, kwaadpratery, raak ontslaaf van die bedrog. So dit wat jy glo, bepaal hoe jy gaan leef, hoe jy gaan optree. En ons sien, dit word die heeltyd herhaal hier in hierdie brief van Petrus. Hy fokus nie van die begin af op die optrede nie, maar voor hy daarop fokus, vat hy gou hierdie mense terug, en hy sê vir hulle, goed, gaan kyk na julle manier van glo. Kyk, wat is dit wat julle glo? Kyk in wat glo julle? Laasweek het ons dit gehoor, 1 Petrus 1 vers 4 tot 5, op die onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis, wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En dan sê dit, omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. So nou weet ons wat ons glo. Ons weet dit. Ons weet in wie glo ons. En dan sê hy, wees dan nou verstandelik, wakker, wees nugter. En dan sê hy baie prakties van ons, moenie terugval in jou ou manier van leef nie. En dit gebeur vinnig. Ons val baie vinnig terug in ons ou manier van leef. So ons geloof, dit wat jy glo, verander jou manier van leef. Jou geloof verander jou optrede. So wat moet ons gaan doen? Ons moet gaan begin deur ons geloof te versterk. Nou ons is nogal geneig om hierdie volgende ritme en hierdie volgorde te mis. Predikers, leiers, hulle is baie vinnig om vir die mense te sê, vat hierdie R10 en dan gat jy hier uit en dan gaan gee jy hierdie R10 vir iemand anderster. Baie vinnig om dit te sê. Maar hulle vergeet soms om vir hulle te sê dat hierdie R10 was eintlik 'n geskenk. Ons fokus baie keer so op die optrede en dit wat ons moet doen, maar ons vergeet om terug te gaan na waar dit begin. Ons vergeet om terug te gaan na dit wat ons glo en dit wat ons weet oor God en dit wat God vir ons gedoen het. So wanneer ons verstaan wat ons vir God moet doen, dan begin ons met dit wat God wil hê ons moet doen. So wanneer ons verstaan wat ons vir God moet doen, dan begin ons ook aan die ander kant begryp wat God vir ons gedoen het. Nou Petrus glo dat dit wat jy glo, bepaal jou manier van leef. Kom ons kyk weer wat glo ons. 1 Petrus 1, vers 18 tot 19. En ek gaan vir ons uit die 2020 vertaling uitlees. Pragtige vertaling, hoor mooi. Dit sê, wat glo ons? Julle weet tog dat julle nie met iets verganklik soos silwer of goud losgekoop is uit julle sinnelose leefwyse wat deur julle voorvaders aan julle oorgelewer is nie, maar dat julle losgekoop is met die kosbare bloed van Christus. Hy wat soos 'n lam is, vlekloos en sonder liggaamsgebrek. Jesus sê, Jesus was hierdie perfekte vlekkelose lam gewees. Hy was die een gewees wat geen gebrek gehad het nie. En omdat sy bloed gevloei het, is jou sondes vergewe. Nou wat 'n verskil maak dit? Wat beteken dit vir ons? Vriende, die enigste persoon wat jou totaal en al van jou sonde kon vergewe het, was een gewees wat nooit gesondig het nie. En daar was nog net een persoon gewees wat nog nooit gesondig het hier op aarde nie. En wie was dit? Dit was Jesus. Dis nie Abraham nie, dis nie Dawid nie, dis nie Petrus nie. Daar was nog net een persoon gewees en dit was Jesus. Hy is nog die enigste een wat geen sonde gedoen het nie. So wat glo ons? Hebreërs 4 vers 15. Die hoërpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp. Maar hy het nie gesondig nie. Dink gou oor dit. Ons het hier vir Jesus.
Jesus het hierdie versoekings beleef in sy lewe. Hierdie versoeking het oor Jesus se pad gekom om te jok. Maar Jesus het gekies om die waarheid te vertel. Die versoeking het oor Jesus se pad gekom om 'n wrok in iemand of om 'n wrok teenoor iemand te koester, maar Jesus het besluit om daai persoon te vergewe. Daar was hierdie versoeking gewees oor Jesus se pad om te sê, laat my wil geskied. En elke keer, wat het Jesus gesê? Laat u wil geskied, sy Vader se wil. En daarom kon net Jesus vir ons sondes betaal het. En daarom kan ons vandag hier sit, en ons kan sê, ons glo, ek is losgekoop, ek is vrygemaak, met die kosbare bloed van Christus, die een wie die perfekte lam was. Dit is wat ons glo, vriende. Glo jy dit? Glo jy dit vanmôre? Hier waar jy sit, glo jy dit, dat jy losgekoop is, en vrygemaak is deur die bloed van Jesus? Glo jy dit soveel so, dat dit in jou lewe kan inbeweeg, en jou optrede, en jou manier van leef kan verander? Is dit hoe sterk jy in dit glo? Want dit wat jy glo, dit verander ons manier van leef. Ons glo die volgende. 1 Petrus 2, vers 1 en 2, weer die 2020 vertaling. Let daarom alles wat sleg is, en alle bedrog, en geveinsheid, en jaloesie, en alle geskinder af, en smag soos pasgebore babiekies, na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan groei, met die oog op julle verlossing. Die grootste geskenk is aan jou gegee, genade, hoop en lewe. Laat hierdie waarheid toe om jou te verander. 1 Petrus 1 vers 14. Moenie dan leef soos wat julle geleef het in die verlede nie. Breek met dit. Julle is nou nuwe mense. As jy in Christus is jy nie dieselfde persoon as wat jy was nie. Iets gebeur met jou. Jy verander. Nou kom ek probeer hierdie vir julle op 'n maklike, eenvoudige manier verduidelik. Oor 2 weke sal dit 8 jaar wees. 8 jaar terug is ek getroud met 'n pynlike perfeksionis, met Lorraine. Sy het dit dalk nie geweet nie, maar op 'n manier is sy toe met 'n slonsie getroud. 'n Tipe van 'n slonsie. Ek sal nie sê ek is heeltemal 'n slonsie nie, maar so 'n tipe van 'n slonsie. En ja, niemand het nog ooit in my huis ingestap voor ek getroud was en gesê, "Joh, jy is pynlik netjies, jy's 'n perfeksionis, alles is in plek, alles is mooi, alles is reg nie." Kyk, daar was natuurlik, moes daar so hier en daar leidrade vir haar gewees het. Ek meen, daar was hier en daar skoene gewees wat rondgestaan het in my huis. Skottelgoed op die wasbak, 'n vuil kop hier en daar, maar ongeag dit het sy nog steeds met my getrou, en sy was baie geduldig gewees. Die klere wat langs die wasgoedmandjie gelê het, sou sy opgetel het en in die wasgoedmandjie gesit het. Vuil koppie sou sy in die skottelgoedwasser gaan sit het. 'n Vuil bord kombuis toe gevat het. Laat ek stop, anders gaan ek myself bitter sleg laat klink. Maar op 'n stadium, toe kom sy, toe sê sy vir my, "Jy kan 'n slonsie wees soos wat jy wil. Ek het geen probleem daarmee nie, maar dan slaap jy buite." En ek het nie kans gesien om buite te slaap nie, so ek het toe begin oplet na sekere goed wat ek doen. Ek het begin oplet hoe ek sekere goed doen en nie oor iets loop dalk nie, en tel maar eerder op en sit dit net waar dit moet wees, nê? En so kom die toets toe, na 7 jaar, laas jaar, toe Lorraine vrouekamp toe gaan. Toe bly ek met die 2 kinders, en ons kinders kan vuil maak, almal ken klein kindertjies. So toe hulle daar ry, toe is daai huis netjies skoon. Die bediende was daai Vrydag daar gewees. So daar's groot goed wat moet gebeur, né? Hierdie plek is silwer skoon. Toe hulle ry, toe gaan pak ek die kinders se tasse en my tas en ons gaan bly by my ma. So Lorraine se huis skoonmaak 101 het 100% gewerk. Nee, ek jok vir julle. Ons is nie na my ma hulle toe nie. Die kinders het hulle kamers deur mekaar gekrap. Dit was vuil gewees. Maar dit het my gepla. En ja, ons het dit gaan opruim. Daar het koppies in die kombuis gestaan.
en daar was vuil skottelgoed gewees. Ons het dit in die skottelgoedwasser gepak. En julle sal nie glo nie. Toe sy die Sondag by die huis kom, toe is almal se beddens opgemaak gewees. So iets het verander. Ek het nie meer gehou van die slonsie wat ek was nie. Ek was nou gewoond gewees aan 'n hoër standaard. Vriende, weet jy wat gebeur wanneer jy ja sê vir God? Wanneer jy ja sê vir Jesus? Jy kom in hierdie verbondsverhouding met hom. Jy gaan in hierdie verbondsverhouding in met Jesus. En omdat hy heilig is, kom verander dit jou manier van leef. Jy gaan verseker oomblikke hê waar jy gaan terugval. Daar gaan verseker oomblikke wees waar jy nog terug gaan val na die ou jy toe. Die goed wat jy gedoen het soos wat jy dit gedoen het. Maar daar is nou 'n ander teenwoordigheid hier binne in jou. 'n Ander teenwoordigheid van Jesus hier binne in jou, en dit is die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat met jou praat. Die Heilige Gees wat sê, moet ons nie dalk werk aan hierdie deel van jou lewe nie. Die Heilige Gees wat vir jou sê, ek dink nie dit is hoe 'n kind van die Here moet praat nie. Kom ons begin dalk by dit. Kom ons begin dalk hier te werk. Kom ons begin dalk hier te fokus. So die Heilige Gees kom help ons om ons manier van leef te verander. Nie om gered te word nie, maar juis omdat ons gered is. Die Heilige Gees kom help ons lewens verander, nie om gered te word nie, maar omdat jy klaar gered is. En hierdie goed is aansteeklik, julle. Dis 'n aansteeklike vorm van verandering wat hier binne in jou gebeur. Dit word nie op jou afforceer nie. Dit is natuurlik en dis mooi. 1 Petrus 1 vers 18 tot 19. Julle weet tog dat julle nie met iets verganklik soos silwer of goud losgekoop is uit julle sinnelose leefwyse wat deur julle voorvaders aan julle oorgelewer is nie, maar dat julle losgekoop is met die kosbare bloed van Christus, hy wat soos 'n lam is, vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek. Gaan jy vandag toelaat dat dit wat jy glo jou manier van leef verander? Sal jy genade ruimte gee om in jou lewe in te beweeg? 2 goed wat ek wil hê ons moet onthou hier aan die einde van die preek. Nommer 1, leef met 'n diep geloof. Sal jy toelaat dat jou identiteit nie gevorm word deur die kar wat jy ry, die geld wat jy kry, wie jy is of wat jy doen nie, maar dat jou identiteit gaan bepaal word deur die feit dat jy losgekoop is deur die bloed van Jesus Christus. Hy is so lief vir jou dat hy dit vir jou gedoen het. 'n Diep geloof gaan maak dat jy anders na jouself begin kyk. Jy gaan besef, God is lief vir jou. Dit beteken, daar is iemand wat lief is vir my. Ek kan lief wees vir myself, ek kan lief wees vir ander mense. Jy gaan sekere goed agterkom dat as Jesus vir my gesterf het, beteken dit, daar is iemand wat iets in my raak sien. En as jy dit gaan glo, gaan hierdie goed jou manier van leef verander. Vriende, jy het 'n hemelse Pa wat lief is vir jou. Jy het 'n hemelse Vader wat lief is vir jou. Jy sit dalk vanmôre hier en jy het nie die perfekte aardse Pa gehad nie. Jy sit dalk vanmôre hier en jy het nie nou die perfekte aardse Vader nie. Jy sit dalk vanmôre hier en jy mis jou aardse Pa. Maar hoor mooi ding, hoor iets mooi vanmôre. Jy het 'n hemelse Vader. Die hand wat jy dalk nou op jou skouer voel, dis my hand. Maar dit wat jy nou gaan hoor, is nie my woorde nie. Luister mooi na hierdie woorde. Moenie laat hierdie woorde by die een oor ingaan en by die ander oor uitgaan nie. Vriende, jy is nie te oud of te jonk nie.
Jy is nie te klein of te groot nie. Jy is nie te arm of te ryk nie. Hoor mooi wat ek vandag vir jou sê, jy het 'n hemelse Vader wat lief is vir jou. Hoor jy dit? Glo jy dit? Sal jy toelaat dat hierdie woorde in jou gedagtes inbeweeg, in jou siel inbeweeg? Jy is vrygekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus, nie deur silwer of goud of iets wat kan vergaan nie, maar deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Gaan jy toelaat dat hierdie in jou siel inweek, sodat wanneer iemand jou te nakom, jy kan sê, Jesus is lief vir my, God is lief vir my. Sodat wanneer jy struikel en val, jy kan opstaan en sê, God is nog steeds lief vir my. Weet jy wat gebeur? Wanneer jy so met 'n diep geloof glo en 'n diep geloof leef, stukkie vir stukkie, gaan dit die manier word hoe jy gaan leef. Dit gaan jou manier van leef word. En dis ons tweede punt. So omdat jy hierdie verhouding het met die Vader, gaan jy nie meer onverskillig wil wees nie. Deur God se hulp is daar goed in jou lewe wat verander is. Want God het in jou hart inbeweeg. En toe God in jou hart inbeweeg het daar 'n stemmetjie saam met hom in jou hart inbeweeg. Daai stemmetjie wat vir jou sê, daai stemmetjie wat vir jou help om vrae te vra oor sekere goed. Vriende, jou manier van leef is belangrik. Want dit wat jy glo, bepaal jou manier van leef. Hierdie goeders is belangrik. Jy gaan begin vra. Wanneer God in jou inbeweeg, wanneer die Heilige Gees in jou is, gaan jy begin vra. Vra soos, is dit hoe 'n kind van die Here optree? Jy gaan begin vra, is 'n kind van die Here oneerlik wanneer dit kom by 'n toets wat ek moet skryf, of wanneer dit kom by my man, of wanneer dit kom by my vrou? Iemand wat vrygekoop is deur die bloed van Jesus Christus, jok hulle vir hulle ouers, jok hulle vir hulle vriende, jok hulle vir hulle mense. Iemand wat vrygekoop is deur die bloed van Jesus Christus, skinder hulle, praat hulle sleg oor ander mense. En ja, vriende, wanneer ons hierdie vraag gaan begin vra, en wanneer ons manier van leef gaan verander, as gevolg van dit wat jy glo, gaan jy begin rondkyk, en jy gaan sien, jy het verander. Jy gaan sien dat jou huis is besig om skoon te word. Daar is meer as R10 vir jou gegee. Soos wat jy dit vandag ontvang, van dit wat jy vandag gehoor het. En gaan vandag hier uit, en gaan deel dit met ander. Ons het vanoggend gevra, dat ons almal op dieselfde stasie moet wees. Wat het jy gehoor vanmôre? Wat is daai een ding wat vir jou uitgestaan het? Dink gou vir 'n oomblik. Gaan gou deur dit. Wat is daai een ding wat vanmôre by jou vassteek? Vra vir die Here om dit te gebruik, om jou te help, om hier uit te gaan. Dit nie net hier te glo nie, maar dat daar buite te gaan leef en daar buite te gaan deel. Ek gee 'n oomblik waar jy kan stil raak. Praat met die Here. Wat is dit wat jy vanmôre hoor? Wat is dit wat vassteek?
Here, U hoor elke gebed. U ken ons harte, Vader, U ken ons gedagtes. En dalk het ons vanmôre hier gesit en ons het nie geweet wat om te sê nie. Maar dankie dat ons weet die Gees tree nog steeds in vir ons, Here. Vader, ons kom sê weer vanmôre, ons glo in U. U wat vir ons vrygemaak het van sondes. Deur U bloed wat vir ons gevloei het. Maar Jesus, ons glo ook dat U weer vir ons opgestaan het. En dit beteken ons is vry. Daar is lewe. Here, ons manier van leef, ons wil hê dit moet verander. O Heilige Gees, dankie vir die afsprake wat U met ons het hierdie week. Dankie dat U vir ons ook die leiding sal gee, die rigting sal wys. Hoe om dit wat ons gekry het, te kan gaan deel, te kan uitleef, maar hoe ons ook kan verander. Seën ons asseblief in hierdie week, o Heer. Amen.